Goeiemôre en welkom by vanoggend se oordeenkingtyd saam hier in die middel van die week. Ons trek al by Woensdag. Ek hoop jou week is sover goed. Ek hoop jou week is sover lekker. Ons gesels in hierdie week oor in gesprek met God. En ons skrifgedeelte vir vanoggend is 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 wat sê: Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Nou wanneer ons aan gebed dink ons dikwels aan dinge wat ons nodig het. Ons bid vir dinge soos lyding, ons bid vir genesing, vir voorsiening, vir beskerming, vir antwoorde. En daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar God nooi ons om ons behoeftes na hom toe te bring. Maar as ons gebede net uit versoeke bestaan, mis ons 'n belangrike deel van wat gebed behoort te wees. Dankbaarheid. Dankbaarheid verander die manier waarop ons met God praat. Dit is maklik om dankbaar te wees wanneer alles goed gaan. Ons weet dit, wanneer die gebede beantwoord word, wanneer die deure oopgaan en die lewe verloop soos ons beplan het. Maar Paulus skryf nie dat ons dankbaar moet wees vir alle omstandighede nie. Hy skryf dat ons dankbaar moet wees in alle omstandighede. En daar's 'n groot verskil. Dit beteken dat dankbaarheid nie gebaseer is rondom wat om ons gebeur nie, maar egter op wie God is. En dankbaarheid kom en dit herinner ons daaraan dat God reeds besig is om in ons lewens te werk. Wanneer ons doelbewus terugkyk, begin ons sien hoe hy getrou was. Ons onthou die gebede wat hy beantwoord het, die kere wat hy voorsien het, die oomblikke wat hy ons gedra het toe ons nie meer krag gehad het nie. Wat ons eers as toevallighede beskou het, begin ons sien as God se hand in ons lewe. En een van die gevare van die menslike hart is dat ons vinnig vergeet. Ons raak so gefokus op wat ons nog wil hê of wat ons nodig het, dat ons vergeet wat ons reeds ontvang het. En die volk Israel, sy voorbeeld, het dit oor en oor gedoen. God het hulle gered, hy het voorsien, hy het beskerm, maar dit het nie lang gevat voor hulle weer begin kla het nie. Want hulle oë was op wat ontbreek het, eerder as op wat God reeds vir hulle gedoen het. En dieselfde gebeur met ons as mens. Ons fokus op die een deur wat nog toe is en vergeet die 10 wat God reeds oopgemaak het. Ons fokus op die gebed wat nog nie beantwoord is nie en vergeet die honderde maniere waarop God reeds getrou was. En dankbaarheid kom en dit verander nie net ons perspektief op ons omstandighede nie. Nee, dit verander ons perspektief op God. Hoe meer ons sy goedheid raak sien, hoe meer groei ons in vertroue. Ons begin verstaan dat die God wat gister getrou was, môre getrou sal wees. Wanneer dankbaarheid deel word van ons gebede, skuif die fokus van ons probleme na God se karakter. Ons onthou dat hy goed is, selfs wanneer die lewe so bietjie moeilik is. Ons onthou dat hy teenwoordig is, selfs wanneer ons hom nie miskien voel nie. Ons onthou dat hy steeds op die troon sit, selfs wanneer ons wêreld onseker en vol twyfel is. Gebed is nie die plek waar ons vra nie, dit is die plek waar ons onthou. En hoe meer ons onthou wat God gedoen het, hoe meer vertrou ons hom vir wat nog voor lê. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ek so herinner net weer, Here, aan hoe goed U is, hoe goed U al in my lewe was, en ek glo ook vandag na elke persoon wat na hierdie oordeenking luister se lewe was. Vader, ons is jammer dat ons baie keer vergeet hoe U al voorsien het, en net vasstaar en vaskyk in ons probleme, maar skuif vanoggend ons harte net weer eens na 'n plek van dankbaarheid. Here, dat ons sal onthou wat U al vir ons gedoen het, en wanneer die moeilike tye kom, dit makliker sal wees, want ons weet dat U sal ons nooit verlaat nie. U is altyd met ons. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike Woensdag hê in Jesus naam. Lekker dag.